Amen. Sit net waar jy is en aanbid hom 'n oomblik in stilte. Amen. Wat 'n vreugde om hom so te kan aanbid. Ek wil vir julle 'n bietjie terugvoering gee. Een van die dinge wat ek baie dankbaar is voor, is die 30ste. Ons kan regtig die Here se hand sien hoe hy ingegryp het en ons weet daar was plekke gewees waar daar probleme is, maar meeste van die plekke was so rustig gewees en ek weet dis 'n antwoord op gebed. Ek het laasweek die die podcast met Dr. Laura gehad. Dit was baie goed. Dit gaan in 2 afleweringe kom. Sodra dit geëdit is, gaan hulle dit vir ons stuur, dan gaan ek dit vir ons op die groepe sit. En sy het ook vir my gevra of ek saam met haar 'n podcast sal doen oor watergeeste, wat vir my goed is, en ja, ons sal sien wat die Here daar doen. Goed, sy kom dan nie meer in Februarie nie, sy kom in Maart volgende jaar, so ons moet kyk na ons datum, so die tweede helfte van Maart. Molly is swanger en die baba kom in Februarie, so daai tyd gaan ek verseker nie beskikbaar wees nie. En ons het nog niks van Tim gehoor nie, maar ek dink hy gaan kom gedurende die Sikot, so ons sal nader in die tyd die datums nie goed deurgee. Die huis hier langs aan die projek, ons as leierskap het net eenvoudig besef dat dit gaan te duur wees om daai huis reg te maak. En dis rou stene, nê, Rudolf? So, dit gaan meer vir ons kos om die huis reg te maak as om die huis te stroop en vooraf vervaardigde huise op te rig. So, julle moet asseblief bid. Ek besef dat die hele projek is voor ons deur en dit gaan baie beplanning en baie gebed en baie goed van ons kos. En om as 'n gemeente hierdie projek van die ouer mense in hierdie huise te kan doen. Maar die Here herinner my jare terug, toe ons gebid het vir die skool, en ons kyk waar staan die skool vandag. Alles op plek, alles het geland, uit en alles voorsien. Dit is maar bietjie intimiderend as 'n mens so voor so groot ding staan en jy weet nie mooi wat om te doen nie, maar die Here weet alles. Soos ons gaan, wys hy vir ons en hy rig ons voetstappe. Sien of daar nog ietsie is. Ja, Natasha is nog niks verder nie, né? Dis al wat ek moes doen. Goed, een van die dinge wat ek ook vir julle kan sê is, ek het gister 'n e-mail gekry van die uitgewers wat my boek publiseer en alles is gereed en hulle is nou besig om dit met die bemarking en die goed te begin, so ek is baie opgewonde daaroor. Iets wat vir my heel grappig was is, toe ons nou die podcast gedoen het ook, was ons onder andere by die Vroue Monument en ons het regtig repent die Afrikaners en die Engelse en alles wat daar gebeur het vir goed wat in die gees moet skuif en regkom, en ek sit en ek deel dit met my seun Hannes en hy sê vir my, dis gisteroggend, hy sê vir my, maar is alles goed en wel, maar ek wil nie nou repent nie, dat ons eers die Engelse wen môre. So, ja, dis dan nou lekker van die rugby en die sportliefhebbers om te weet dat ons het gewen. Goed, hier is nou soveel mense wat nie weet waar ons as gemeente op hierdie stadium is nie. Ek wil net gou 'n needoppie gee. In die begin van die jaar het die Here met ons gepraat en gesê, ons almal weet dat die Eindtyd Kerk opgerig word. En ons kan kies of ons deel is daarvoor of nie. En hy het vir ons gesê, ons is die 5de evangelie.
Wat ons dadelik besef het, daar's 4 evangelies, Matteus, Markus, Johannes en Lukas. En die Here sê dat die 5de evangelie is die kerk in oorwinning, wat die wêreld gaan lees. Want die wêreld gaan nie die Bybel lees nie. En baie opgewonde het ons begin bid daaroor en die Here het 'n hele klomp goed met ons gedeel, ook oor tydlyne en goed. En een oggend bel Rudolf my en hy sê vir my, hy het, deur die nag het hy letterlik, het hy encounter met die Here gehad en die Here het gesê, lees Efesiërs 7. En hy bel my die volgende oggend en hy sê, Tannie, maar daar is nie Efesiërs 7 nie. Toe weet ek, die Here sê, ons is die 5de evangelie en ons moet na die boek Efesiërs toe gaan om te kyk, wie is ons? Want ons het almal 'n mindset en ons doen goed volgens wie ons dink ons is. En in ons is nie ontsluit wat ons ontvang het met ons wedergeboorte nie. En so het ons Efesiërs 1, en ek wil die wat nie deel is daarvan was nie, aanmoedig gaan lees dit by die huis. Efesiërs 1, 2 en 3 is 'n rykdom van alles wat God gedoen het en vir ons laat erf het in Jesus Christus. Ek en jy het daai erfenis. Dit is wie ons is. En in die tyd het die Here my manier wat ek bid begin verander. En sou Launel na my toe kom en sê, Fransie, ek kort wysheid, ek kort meer liefde, ek kort, dadelik spring ons weg en ons bid en ons vra vir die Here om meer vir haar te gee. Waar die Here vir my toe sê in daai tyd, ek kan nie vir haar meer gee as wat ek reeds gegee het nie. Want in die begin van Efesiërs sê, al die rykdom, alles wat in Jesus opgesluit is, het ek en jy ontvang. Ons moet bid en vra, Here, ontsluit dit in ons en in hierdie situasies. Selfs met genesing, ons moet dit ontsluit in ons, want ons het dit reeds ontvang. En dit het vir my 'n groot kopskuif gebring, en ek dink baie van ons ook. Om te besef, as ons begin optree, volgens wie ons is, gaan ons goed anders doen, en ons gaan anders begin lewe. So ons is in die proses van Efesiërs, en ons is nou by Efesiërs 5, wat ek laasweek bietjie aangeraak het, maar ons gaan vanoggend aan daarmee, want die Here het vir ons gesê, ons moet die hele boek van Efesiërs, moet ons deurgaan. Die eerste 3 hoofstukke het gegaan oor wat hy vir ons gegee het en wie ons is. Hierdie volgenes het te doen met, wat moet ek en jy doen om hierdie goed in ons te ontsluit? Waar moet ek en jy verander? Hoe moet ons optrede wees? Wat keer vir ons om te wees wat God ons geroep het om te wees? En verlede week het ek 'n bietjie geraak, ek het bietjie afgedwaal en geraak aan daai vyande, daai 3 vyande, wat die apostel van liefde Johannes in 1 Johannes vir ons skryf, en waar Jesus gekom het en vir ons die wapens gegee het, want dit is wat ons geestelike groei belemmer. So gaan na verlede week se woord toe, ek dink dit is baie belangrik wat die Here vir ons gegee het. Maar nou gaan ons na Efesiërs 5 toe, en kom ons hoor vanoggend wat die Here vir ons sê. Ek het laasweek afgesluit met hierdie, and walk in, ek dink is vers 3, and walk in love, esteeming and delighting in one another, as Christ loved us, and gave himself up to us, a slain offering and a sacrifice to God for you, so that became a sweet fragrance. As ek en jy regtig in God se liefde wandel, nie net met hom nie, dis vir ons almal baie lekker om die Here lief te hê, en ons liefde aan hom te verklaar, en gehoorsaam te wees, omdat ons lief het. Maar hier kom die Here en sê, daai liefde, wat hy in ons uitgestort het, moet ons ook vir mekaar gee. En ek dink dis baie keer waar die probleem lê. Ons kies vir wie ons lief wil wees, en ons is hard op onsself en op mense, ons vergewe nie maklik nie, en die Here kom en sê, soos wat hy ons lief het, so moet ons mekaar lief hê. So hierdie is een van die wapens letterlik, wat die Here vir ons gee, dat ons God se liefde in ons uitgestort, moet vir mekaar ook gee. En dit beteken om veral ook te kyk, dis een van die dinge wat die Here my geleer het, wat is ons behoeftes? Dis wonderlik om vir mekaar te bid, maar weet julle, baie keer het ons fisies ook goed nodig, om vir mekaar te doen, en om dan beskikbaar te wees.
En hier's 'n hele klompie mense in hierdie gemeente wat ek weet, as ek 'n probleem het, ek vrymoedigheid om na hulle toe te gaan. Want dis waar ons verhouding is. Want dat daar so oopheid tussen mekaar ook sal wees. Dis so nodig vir ons. Johannes 14 vers 21 sê, the person who has my commands and keeps them is the one who really loves me. Whoever really loves me will be loved by my Father, and I too will love him and will reveal, manifest myself to him. I let myself be clearly seen by him and make myself real to him. In die begin van die jaar ook het die Here vir ons gekonfronteer met die vraag en gevra, glo julle in my? En natuurlik sê ons ja. En toe sê hy, maar glo julle my? En om dan te dink, dit beteken, as jy hom glo, dan gaan jy hom gehoorsaam. En dit is waar ons almal glo in die Here. Maar glo ons hom? Gaan ons sy woord gehoorsaam? Esegiel 20 vers 24, ja, ek wil hierdie skrif nou eintlik inbring, maar, skus, ek het hom nie aangehaal daar nie. Kom ons gaan aan met Efesiërs 5. But immorality, sexual vice and all impurity of lustful, rich, wasteful living or greediness must not be even named among you, as is fitting and prosper among saints, God's consecrated people. En die oomblik as ek en jy daaraan dink, dan dink ons nie wat, ons is verby daai sonde, ons is nie seksueel impure nie, en ons het nie deel in daai tipe van lewe nie, want ons weet is verkeerd. Maar, waarna kyk ons op TV? Wat gaan in baie sepies aan? Egskeiding, egbreek, is dit die tipe van vermaak wat ons wil hê? Is ons dan ook skuldig aan wat die Here hier sê? En moet ons 'n keuse begin maak, na wat ons kyk en waar na ons luister? En een van die goed wat ek al hoe meer en meer mee te doen het, wat vir my regtig sleg en hartseer is pornografie. Dis 'n baie, baie slegte ding. En ek besef, daar is so baie kinders van die Here, wat dink hulle gaan speel daar, dan word hulle vasgevang. En dan sukkel hulle om uit te kom daar. En as ons luister na Troy Brewer, wat die Here gebruik om, ek dink hulle het al amper 14,000 kinders gered uit human traffic uit. Hy sê daar, dat elke pornografiese website, die oomblik as jy daar gaan kyk, dan gee hulle geld vir child trafficking. So wat gebeur? Jy dink jy kyk hierdie goed in die geheim, maar eintlik dra jy by, jy's op 'n trading floor van seksuele onreinheid. En die Here waarsku ons hier en sê, pas op vir hierdie goed. Kom ons gaan aan. Let there be no filthiness, obscurity, indecency or foolishness and sinful, silly and corrupt talk, nor coarse jesting, which are not fitting or becoming, but instead voice your thankfulness to God. For be sure in this, that no person practicing sexual vice or impurity in his thought life. Hier kom die Here en sê, praat van ons gedagtes. Hy sê, ons woorde in die eerste plek, laat geen vuil taal uit julle mond uitkom nie. En dan sê hy, moet nog nie vuil grappe vertel nie, want dis wat dit beteken. En dan ook, moenie grappend gewys mense afkraak nie. Moenie jou mond gebruik om hierdie sonde te doen nie. Die Here sê, hy wil dit nie hê nie. Hier het ons te doen, moet die Here sê vir ons, dit moet stop in ons lewe om te kan leef in die volheid. En die volheid te ontvang en deur ons te laat werk, wat Jesus voorgesterf het. Hierdie gedagtes is nogal vir my regtig waar erg, en ons het, ek dink die begin van die jaar ook 'n woord gehad waar die Here gepraat het oor ons gedagtes. Die Here ken ons gedagtes. Baie keer dan dink ons net, niemand weet wat ek dink nie. En dan laat ons toe dat ons gedagtes gaan na plekke toe wat nie aanvaarbaar vir die Here is nie. Hy sê vir ons dat in Psalm 139, O Lord, you have searched me and know me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. Hebreërs 4 vers 12 sê, For the word of the Lord is active and living,
sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Die Here weet wat in ons gedagtes aangaan. En daarom is dit nodig vir ons, as ons gedagtes gaan, en ons sien goed wat onheilig is, dat ons dadelik ons gedagtes gevangene neem en dit gehoorsaam maak aan die Here. Want as ons dit nie doen nie, dan word ons gedagtewêreld geïnfiltreer en letterlik besoedel met die vyand se strategie. Hierdie is so 'n belangrike ding, want dit hou ons weg van die volheid van Jesus wat deur ons wil werk en deur ons wil manifesteer. O Lord, you have, or one who is covetous, who has lustful desire for property of others and is greedy for gain, for he in effect is an idolater, has any inheritance in the kingdom, has no inheritance in the kingdom of God. As ons kyk hierna, dan kyk ons na die begeertes van die vlees en 'n begeerte om meer rykdom te versamel met die verkeerde motiewe. Die Here sê, as ons dit doen, dan gee ons toe aan die lust of the flesh, dit wat ons laasweek oor gepraat het. So ons moet seker maak dat wat ons doen, wat ons by mekaar kry, is deel van die koninkryk van God. En daar wil ek dadelik inkom en sê, die Here is besig om in hierdie tyd manne en vroue op te rig, wat geweldig baie rykdom gaan genereer. Maar hulle gaan mense wees wat weet, waar pas die koninkryk van God in. So die Here wil hê dit moet goed gaan met ons. Ons moet die beste hê, ons is koningskinders, maar ons moet kyk na ons motiewe. Let no one delude or deceive you with empty excuses and groundless arguments for these sin. For through these things the wrath of God comes upon the sons of rebellion and disobedience. So do not associate and be sharers with them. For once you were in darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Let the lives of those native born to the light. Hier sê die Here vir ons deur Paulus, moenie toelaat dat mense en situasies wat betrokke is met hierdie verkeerde goed wat hy genoem het, jou intrek nie. Jy moet niks met hulle te doen hê nie. Want jy dink jy bly in 'n geselskap waar hierdie goeders gepraat word en gedoen word. En jy dink dit gaan niks aan jou doen nie. Maar in die gees is dit letterlik asof daar besoedeling op ons kom. Ons moet versigtig wees en ons moenie, selfs om stil te bly in so 'n geselskap, beteken dat jy saamstem, want jy staan nie op en jy loop weg nie. Ons moet versigtig wees hoe ons met wat aangaan. For the fruit, the effect, the product of the light or the spirit consists in every form of kindly goodness, uprightness of heart, and trueness of life. And try to learn in your experience what is pleasing to the Lord. Let your lives be a constant proof of what is most acceptable to Him. Die boek van Openbaring 3, ons het al baie daaroor gepraat, sê, hy het ons geskep. He has created us for His pleasure. En wat hy wil hê is dat ons lewe en ons keuses vir hom plesier moet bring. Take no part in and have no fellowship with the fruitless deeds and enterprises of darkness, but instead let your lives be so in contrast as to expose and reprove and convict him. For it is a shame even to speak of or mention the things of such people, what such people practice in secret. But when anything is exposed and reproved by the light, it is made visible and clear. And where everything is visible and clear, there is light. Ons moet oppas vir 'n fariseer hart, dat ons kyk na al hierdie goed en dink, maar ek is daarom nie soos hulle nie. Ons moet ligdraers wees, dat wanneer ons by sulke plekke kom, die lig van Jesus skyn en die duisternis verdryf.
Ek wil vir ons lees Jesaja 26, vers 19. Therefore he says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ shall shine, make your day dawn upon you and give you life. Dis Efesiërs 5 vers 20. En hierdie is letterlik waar die Here praat met die kerk van Laodicea, en ons weet dat ons is deel in hierdie tyd, 'n groot gedeelte van die wêreld van die kerk van Laodicea, wat louwarm is. Ons verklaar en ons sê ons is Christene, maar ons lewe getuig nie daarvan nie. Dit kom by wat reflekteer deur ons. Look carefully when and how you walk. Live purposefully and worthily and accurately, not as people, unwise and witless, but as wise, sensible, intelligent people, making the very most of time, buying up each opportunity, because the days are evil. Wat doen ons met ons tyd? Hoe steward ons tyd? En dis vir my ontstellend, ek dink julle almal die ervaring, het julle gesien so een keer 'n week, dan kom daar 'n ding op van jou iPad, om te sê hoeveel tyd het jy op die internet spandeer. En dan dink ek, partykeer as ek na daai tyd kyk, dan dink ek, hoe vergelyk dit met die tyd wat ek in die Here se teenwoordigheid deurbring? En ek dink dit is nogal scary, want Facebook en hierdie goed hou mens baie besig, dis hoekom ek nie op Facebook is nie. Paulus, een ding wat Paulus hier sê wat vir my nogal interessant is, hy sê, as jy slim is, sal jy jou tyd reg en produktief bestuur. En dat dit 'n teken van intelligensie is, dis nogal vir my 'n groot ding daai, en ek besef dit laat baie rooi ligte aangaan. Therefore do not be vague and thoughtless or foolish, but understanding and firmly grasping what the will of the Lord is. Do not get drunk with wine, but be filled with and stimulated with the Holy Spirit of God. Speak out to one another in psalms and hymns and spiritual songs, offering praise with voices and instruments, and making melody with all your heart to the Lord. At all times and for everything give thanks in the name of the Lord Jesus, our God and our Father. En hierdie is so 'n kragtige wapen, ek dink ons verlede week daaroor gepraat ook, om dankbaar te wees in alle omstandighede. En dit beteken nie jy's bly oor al die negatiewe, slegte goed en die aanvalle en die verkeerde goed wat met jou gebeur nie, maar om in dit dankbaar te wees, om te weet dat my God gaan hierdie moeilike situasie ten goeie laat uitwerk. My God gaan voorsien alles wat ek nodig het in hierdie aanval of op hierdie moeilike plek. Om dan met dankbare harte, omdat hy ons Heer en Meester is, eer aan hom te bring daar. En ek het al soveel keer gesê, hier's niks op hierdie aarde wat met ons kan gebeur, wat ons God nie kan hanteer nie. Wat 'n vreugde. En hy, die Here ons God, kan nooit verander nie. En ons omstandighede en ons gesindheid en ons getrouheid, wat baie keer soos jou op en af gaan, beïnvloed hom nie. Sy liefde vir ons bly dieselfde tot in alle ewigheid. En dan kom hy in Efesiërs 5 by 'n situasie wat nogal baie keer vir ons almal 'n truksvy kan wees. Be subject to one another out of reverence for Christ, the Messiah, the Anointed One. Wives, be subject, be submissive, and adapt yourself to your own husband as a service to the Lord. Hier kom die Here en hy sê vir ons vrouens, hoe jy jou man behandel is hoe jy die Here dien. Dis nie 'n woord wat ek elke keer wil hoor nie, vir alles ek my vir Johan vererg nie. Maar hier sê die woord, dat die manier wat ek hom hanteer, en die manier wat ek hom liefhet, die manier wat ek hom help, die manier wat ek hom bystaan, is hoe ek die Here dien. Ek doen dit vir hom, maar die woord sê, ek doen dit eintlik vir die Here. Hoe belangrik is hierdie woord net nie? Wat is jou opinie oor jou man? Hoe lyk jou hart teenoor jou man?
En hierdie een is vir my bietjie moeilik. Gaan ons baie keer en ons staan saam met die accuser of the brethren en ons beskuldig hulle van alles wat hulle verkeerd doen. Dan is ons besig om saam met die vyand te praat en te werk daar. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, himself the savior of his body. As the church is subject to Christ, so let wives also be subject in everything to their husbands. Dink ons daaraan dat ons man in 'n gesagsposisie staan wat Jesus vir hom gegee het, as ons man, en behandel ons hom so. Want een van die dinge wat ek vir ons as ouers wil sê, is dat ons manier wat ons mekaar behandel in ons huwelik, is letterlik 'n manier hoe ons kinders en ons kleinkinders leer, hoe 'n huwelik moet werk. En ons kan sê wat ons wil vir hulle, maar hulle gaan doen eendag dit wat ek en jy doen in ons huwelike. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up to her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself as glorious splendor, without spot or wrinkle, or any such things, that she might be holy and faultless. Hoe lyk ons manne se liefde vir ons vrouens? Ek het al soveel met mense in counseling gesit, waar 'n man inkom en sê, ja, maar ek is die hoof van die huis, en my woord is wet, en dit is hoe goed moet gebeur. En dan sê ek vir hom, jy ken nie die woord nie, gaan terug na die woord toe. Jesus in hierdie huwelik het sy lewe vir ons neergelê. Hy het ons gedien en bedien met alles. En op die einde tot sy lewe neergelê sodat ons kan lewe, sodat ons skoon kan wees. En hier's 'n baie belangrike ding wat die Here vir die manne sê. En as ons nie daar is in hierdie erns in 'n huwelik besef nie, dan wil ek vir julle sê, maak dit reg met die Here. 'n Man in 'n huis is daar om sy vrou te was met die woord van God. Nie net vir haar te bid nie, maar te sorg dat hulle saam in die woord is en dat hy vir sy vrou bid. En net so ook vrouens vir die mans. En dis een van die dinge wat ek dink wat ek en Johan jare terug mekaar se harte leer ken het. Terwyl ons saam gelees het en hardop gebid het, dat ons hoor wat is ons behoeftes teenoor die Here, maar ook vir mekaar. Belangrik hier is dat hoe meer ons in 'n huwelik vir die Here die geleentheid gee om ons te vorm as man en vrou, hoe meer reflekteer ons, man en vrou, die beeld van Jesus Christus, ons hemelse bruidegom, vir die wêreld. Dis so 'n belangrike ding hier. Even so, husbands should love their wives as being in a sense their own bodies. He who loves his own wife loves himself. Sjoe, as jy nie jou vrou lief het nie, is dit omdat jy jouself nie lief het nie. En dan kan jy niemand lief hê nie, want die Here sê jy moet jou naaste lief hê, soos jy jouself lief hê. En ek dink hierdie is 'n baie, baie moeilike ding om te verstaan, veral wanneer ons kyk na hoe die Here ons as mans en vrouens gemaak het. Ek het een keer gesit met 'n huwelikspaartjie en gevra, wat verwag jy as man en vrou van mekaar? Liefde of respek? Die vrou het gesê liefde en die man het gesê respek. Want 'n vrou sukkel om 'n man te respekteer, want jy wil jou eie ding doen. Maar 'n man sukkel om sy vrou lief te hê, want hy wil respek hê. En dis hoekom die Here hier vir ons sê, mans julle moet dit doen, vrouens julle moet dit doen, want ons het die Here nodig om ons te verander in daai opsig. For this reason, a husband shall leave his father and his mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one. Dit is wat die Here vir ons in Genesis 1 gesê het, jy sal jou ouer huis verlaat
En wat beteken dit? Ons moet versigtig wees om nie 'n ongesonde verhouding met ons ouers te hê ten koste van ons huwelik nie. Jou skoonouers word jou eie ouers, die oomblik as jy met jou vrou trou. Want hulle het God gekies om haar aarde toe te bring. Dieselfde vir die mans. En daarom moet ons sorg dat ons in die regte verhouding met ons ouers staan en grenslyne trek waar daar probleme is en ouers wil oortree in 'n huwelik. Julle is 'n gesin op julle eie. Julle ouers het julle lief, respekteer hulle en is heerlik om saam te kuier en hulle deel te hê van jou gesin. Maar jy is 'n gesin op jou eie en ons moet seker maak daarvan dat daar nie onheilige bande is nie. 1 Petrus 3 vers 2 sê, "This mystery is very great, but I speak concerning the relation of Christ and the church. However, let each man of you without exception love his wife as being in a sense his very own self, and let the wife see that she respects and reveres her husband, that she notices him, regards him, honors him, prefers him, and esteems him, and that she defers to him, praises him, and loves and admires him exceedingly." Hierdie is vir my 'n rowwe woord, want ek doen dit nie altyd met my man nie. En dan moet ek teruggaan en sê, Here, leer my hoe om my man lief te hê, om te bewonder, om te prys, om hom by te staan, om hom te beskerm, al die goed wat die Here van my verwag. Want as ek dit doen, dan saai ek saad in sy lewe en dan oes ek dit terug. En dit is wat so wonderlik is. So baie keer sê mense, ja maar hy of ja maar sy, hulle moet eers verander. Nee, verander jy. En as jy verander en jy begin die saad saai, dan gaan jy oes kry daarvan. Dis net wat die woord sê, 'n geestelike wet, wat jy saai is wat jy gaan oes. Hoe belangrik is dit net nie? Ek wil eindig met 'n wonderlike woord in Jesaja 26 vers 3 en 4. You will guard him, dis nou die Here, and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you and hopes confidently in you. So trust the Lord, commit yourself to him, lean on him, hope confidently in him forever, for the Lord is an everlasting rock, the rock of all ages. Ons het afgesluit net nou met die oorwinningslied. God se woord staan vas tot in alle ewigheid. En sy woord is die waarheid waarvolgens ons moet lewe. En nie al daai favorite skrifte wat ek en jy het nie. Die hele woord van God, van Genesis tot Openbaring, het God ons geroep om te gehoorsaam. Amen. Enigeen wat 'n woord het, 'n skrif het, kyk vir my op Zoom asseblief. Die Here sê ons sal sy shalom vrede hê as ons dit doen. En shalom beteken alles wat stikkend was, wat leeg is, wat korrupt is, wat alles kom terug en die heelnis van wie Jesus Christus is, kom in ons lewe in. As ek, Tannie Fransie kan my reg help as ek hierdie verkeerd verstaan, maar is iets wat ek oor dink die laaste tyd, en wat Tannie Fransie oor gepraat het met you will not inherit the kingdom of heaven. Dit is nie noodwendig, ekskuus julle, dit is nie noodwendig vir na die lewe nie, dit is klaar hier. In Lukas 17 vers 20 tot 21, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of heaven would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of heaven is not something that can be observed, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in our midst. So, wanneer mens indulge in hierdie goed wat die Bybel sê, if you do this and this and this and this, you will not inherit the kingdom of heaven.
Wat dit hoofsaaklik beteken is, die kingdom of heaven is in ons. En hoe dieper ons in dit ingaan, hoe verder onttrek die kingdom of heaven van ons af weg. Amen. Wat hy van praat is dat wanneer ek en jy wedergebore is, ontvang ons die onverganklike saad, wat die volheid is van Jesus Christus. En wat hy nou sê, dit is vir hier. As ek en jy, as 'n geliefde van ons doodgaan, en ons het 'n erfenis, gaan julle sê, ek is so bly ek het hierdie erfenis, maar eers as ek dood is, gaan ek dit gebruik. Hoe dom is dit? Dis absurd. Die erfenis is vir nou hier op aarde. In die hemel gaan ons die volheid van hom beleef en hê. Dis vir nou. Wat doen ek en jy daarmee? Amen. Voor Ruben vir ons die verbondsmaal gaan doen, wil ek net hê dat Petro, is jy op? Ek wil graag hê sy moet vir die boere bid. Daar's nog baie van ons boere wat nie klaar gestroop het nie. En dan wil ek vir jou vra, Rudolf, om vir Israel te bid. En laat ons, en asseblief, jy moet jou hart bewaar, bid wat die Here wil hê jy moet bid, nie die gemors wat nou aangaan nie. Dankie, Petro. Dankie Tannie. Tannie het vroeër vanoggend gebid vir die internet in die sein en sal nie glo nie, het myne nou net gedip en ek is net betyds op my selfoon vinnig opgekom. Baie goed. Dankie Tannie gebid vir die sein. Ja, ag Vader God, wat 'n wonderlike voorreg om vandag stil te raak en vir ons land se boere te bid. Vader, U weet presies die omstandighede wat elke boer deurmaak, wat op plaasvlak aan die gang is. Vader, en dat vir U niks onwetend is nie. U weet presies alles wat op hierdie tyd in die oomblik aan die gebeur is. En Vader, ek wil asseblief kom bid vir elkeen van ons boere se harte, Vader God. Vader, ek dink almal is so vol bekommernis en met uitdagings en waar so vasgevang is deur al hierdie omstandighede. Maar Vader, dat ons in hierdie tyd meer as ooit U hart sal soek, dat ons in hierdie tyd meer as ooit, Vader, na die Bybel toe sal gaan. Vader, ek dink, waar ons almal so besig is en om sosiale media dadelik te spring en uitsprake te maak en wat ons land ook al deurmaak en Vader, as ek reeds spesifiek ook kyk met al hierdie FMD goeters en dat dit soveel twis ook veroorsaak in ons land. Vader, dat ons in hierdie tyd ophou sal met sosiale media's, maar dat ons in hierdie tyd meer sal begin bid en sal uitroep na U toe. So Vader, dat U sal kom beheer neem oor ons gedagtepatrone ook. Vader, dat ons bekommernisse op U sal kom neerlê. Vader, bid en vra vir 'n goeie stroopproses vir dit wat voorlê. Vader, dat U sal kom beheer neem oor alle toerusting. Vader, dat daar geen gebreke sal wees nie. Vader, dat U die res van die prosesse waar dit na die Vader, waar dit alles vervoer moet word, alles prosesse rondom dit, dat U beheer sal kom neem, Vader God, en die bloed van Jesus alles sal kom toemaak en sal kom dek ook, Vader. En Vader, hierdie finansiële druk waarwan boere ook is, ons staan met rekordoeste en ons wil vir U kom dankie sê daarvoor, maar Vader, saam met dit is pryse laag. Vader, maar dat ons in hierdie tyd na U sal kyk vir uitkomste en sal antwoorde, want U is in beheer. Vader, ek wil asseblief kom vra met hierdie seisoen wat ook voorlê, en wat daar al klaar soveel uitsprake gemaak word rondom 'n droër jaar. Vader, U weet presies wat voor moet lê, wat moet gebeur. En Vader, ons bid vir 'n goeie seisoen. Ons bid vir reën dat op die regte tye sal plaasvind. Maak nie saak wat ons lees en wat ons sien heiliglik en wat net ons oordonner en net Vader heeltemal overwhelm nie. Ek bid vir wysheid vir elke boer, Vader God. Ek bid vir vrede vir elke boer. Vader, ek wil kom bid dat elke boer sal kom volhard in hierdie oomblik waarin hy homself in ook bevind, Vader God. Volhard, Vader God, om deur te druk, om te soek na U, Vader. En waar ons so skuldig is, wil ek sommer net kom repent, Vader, waar ons U nie heel eerste plaas in elke situasie en elke omstandigheid waarin ons is nie. Vader, ek wil net laaste kom, hierdie nuwe minister wat ons nou ook het. Vader, U weet alles wat aan die agterkant aan die gebeur ook is rondom dit, maar Vader, ons wil minister Willie Oukamp voor U voete kom neerlê, Vader.
Bid en vra dat U vir hom wysheid sal gee, dat U vir hom nederigheid sal gee, dat U vir hom 'n insig sal gee ook rondom die landboubedryf, Vader God. En dat hy met alles verantwoordelik sal optree. Ek bid en vra dat U hom sal omring, Vader, met kundige raadgewers. Dat elke persoon wat aan hom advies sal gee, dit sal doen, Vader God, met 'n opregtheid, en ek wil bid en vra dat U daardie raadgewers en die mense wat advies gee, dat U vir hulle, dat hulle kinders van U sal wees. Omring hom met die regte mense. Vader, elke besluit, dat dit regverdig sal wees, en dat dit met 'n langtermynvisie ook sal wees, Vader. Dankie vir die bloed van Jesus Christus. Dankie dat U in beheer is, en Vader, dat ons die voorreg kan hê om te bid ook, vir ons land, vir ons boere, en Vader, U is in beheer. Dankie vir die kalmte, dankie vir die rustigheid. Ons bid dit in U kragtige naam alleen. Amen. Amen. Ek dink baie van ons soos Rudolf voel, wat bid jy nou vir Israel? Daar's 'n remnant en die woord sê ons moet vir hulle bid. Here, dankie dat ek volgende hier kan staan en dankie dat ek vir Israel kan opdra aan U. Here, soos wat aan die Fransie nou gesê het, Here, ek wil vir die groepie mense bid binne in Israel, die mense wat nog in U hart is, Here. En ek wil vir U vra, Here, ons wil bid vir hulle vir krag. En ons wil bid vir hulle vir veiligheid. En ons wil hulle bid vir wysheid. Here, laat U engele om daai mense sal staan en laat hulle alles uit U hart uit sal hoor wat gehoor moet word, Here. Here, ons staan aan die buitekant en ons sien wat ons sien op sosiale media en ons het geen idee wat daar aangaan nie. Here, en ek het ook nie 'n woord hierso wat ek kan sê vir hulle nie, maar Here, ek wil vir U vra daai mense wat uit U hart uit is, wat daar is, laat hulle die regte woorde sal spreek vir daai land, Here. Laat hulle die regte woorde sal uiter vir die mense wat nog U volk is, Here. Here, en ek wil bid dat U hulle veilig sal hou, hulle kinders sal veilig hou, Here. Want hulle sit ook op 'n plek, die ouers, Here, waar hulle nou 'n pad maak vir die kinders wat nog kom, Here. En ek wil vir U vra dat hulle die regte goed sal deponeer in die kinders wat nog moet kom en die kleinkinders, Here. Dat hulle sal uit en uit staan as 'n volk van U, Here. En Here, laat ons asseblief nie sal saam praat en goeders doen en sê van ons kant af, ons het geen idee nie, Here. Dis net goed wat vir ons gewys word en geprogrammeer word, Here, wat niks is nie. Here, ons wil suiwer staan op U woord en ons wil suiwer staan saam met U volk, Here. En ons dankie dat U vir ons oë gee en ore gee om te hoor en te kan sien, Here. Maar ek vra asseblief help ons dat ons sal sien en hoor. Amen. Amen. Voor Ruben die verbondsmaal kom doen, wil ek iets wat ek amper nagelaat het om te sê, terwyl ek praat oor die man en die vrou in die huwelik. Ons moet een ding onthou, mans en vrouens. In Jesus Christus is ons een. Is ons nie meer man of vrou nie? Dis hoekom God mans en vrouens in sy koninkryk gebruik volgens sy wil. Maar in 'n huisgesin, in 'n huwelik, het God die manne 'n spesifieke plek gegee om hom te verteenwoordig. En daarom sê ek ook baie keer in berading, is dat man en 'n vrou nie saamstem oor iets nie, dan bid julle in die man, die Here gaan deur die man praat, want dit is God se struktuur. Eers die man, dan die vrou, dan die kinders. En dis baie, baie belangrik dat ons sal besef dat 'n huisgesin is die eerste vlak van regering, die model wat God daar vir ons gegee het. En daarom is dit baie belangrik om in die plek waar ons as mans en vrouens ons gesinne hanteer te besef, daar's 'n spesiale autoriteit wat God op die man geplaas het. En dit sal nooit verander nie. Amen.